En 'n baie goeie dag en welkom hier by Milie FM Potgooi Ateljee. Vir my baie lekker om Leon Oosthuizen vandag saam met my, kenner van Langehovenpark, geskiedenis van Langehovenpark. Langehovenpark het nou deesdae 'n dorpie op sy eie geword. Eintlik amper 'n stad. Amper 'n stad, ja. Op 'n stadium het ek gehoor dat as die inwonertal van Langehovenpark in aanmerking geneem word, is ons dalk die tweede grootste dorpsstad in die hele Vrystaat. Groter as Bethlehem, groter as Kroonstad. Jo. Net Langehovenpark. En ons het nou net daaroor gesels, Langehovenpark voordat hy ontstaan het as 'n woonbuurt wat so bietjie van 'n konnektasie het met die konsentrasiekamp ook. Ja, vandag, ek dink baie mense besef nie eers as hulle daar oor die N1 ry en die Bybelhuis op linkerhand sien. Daar is die sogenaamde dam van trane. Dit is die plek waar die konsentrasiekamp gesetel was. Maar daar was nie in daai dae seker 'n N1 wat die deurloop nie. So op die koppie daar agter Mercedes het die beswaardes van die konsentrasiekamp, as hulle nou kwaad was vir die ander, baie keer kom sit en kom murmureer oor die ander daaronder. So dit moes alles deel gewees het van die groter konsentrasiekamp in daai jare. Waar het Langehovenpark ontstaan? Waar was sy begin? Op 'n stadium, ja, kom ons begin eers. Dit was net eenvoudig plase en plotte hierdie kant van die N1. Hy het toe nou al bestaan op daai stadium. So Bloemfontein het geëindig aan die ander kant van die N1. Hierdie was Beinsvlei waterbron area, glad nie Bloemfontein nie. En toe het hulle die woonbuurt uitgelê so, ek dink so 45, 47 jaar terug. Ek dink ek het al vorige stadium gesê, die ouens het dit blykbaar bemark as 'n sogenaamde slaapdorp. Net huise, geen besighede nie. Ouens het net huise, hulle woon in die stad, hulle gaan skool in die stad, hulle werk daar, hulle kom slaap net hier so in die aande. En ja, dis ver van waar hy nou is. Ek het net maar hierdie brosjure oor Langehovenpark gesit en deurlees. Dan ontdek 'n mens hoeveel besighede is hierso, hoeveel groot handelsmerke is hierso, kettinggroepe is hier. Van die slaapdorp het nog net 'n paar huise oorgebly. En Langehovenpark wat nog steeds besig is om massief uit te brei. Ja, ek is nou so 23 jaar hierso. Ouens wat nou korter is, sal dalk nie onthou nie of weet nie. As 'n mens ingery het daar, ek wil maar sê van Mercedes af waar die huidige Checkers, daai sentrum is, daar was 'n absolute groenstrook. Daar was geen huise nie, dit was skaalvlakte tussen die N1 totdat Langehovenpark nou begin het. Op ou kaarte het ek nog raak gesien, daai was bekend as Bloempark. Nou ek vermoed dit het te maak met ou vorige plaasgrense. Is daai eintlik nie deel gewees van Langehovenpark nie. Maar vandag is dit deel en dis van ons besighede lê daar. Presies. Wanneer was dit is my ontstaan van my as 'n buurt. Wat was die eerste kerk in Langehovenpark? Ek dink amper dit was die NG Kerk. Hy is nou, ja, dit was November laas jaar, hy is 40 jaar oud gewees. Sommige net so 'n staaltjie, daai tyd het die NG Kerke nog baie sterk gewerk op gemeentegrense. So hierdie gebied het geval onder Beinsvlei gemeente. En ja, soos die huise nou begin ontwikkel en daar duisende mense begin intrek in hierdie nuwe woonbuurt, het Beinsvlei kerkgebou net te vol geraak. Hulle het besluit op afstigting. So 40 jaar plus terug is die NG Kerk Langehovenpark toe nou gestig. Maar nog nie gebou gehad vir die eerste jaar of so nie. As ek reg het, was dit so 9:00 die oggend Beinsvlei se erediens in hulle kerkgebou en dan dink ek 11:00 was Langehovenpark se erediens in dieselfde kerkgebou. Nou ouens kom ons maar party kom vroeg kerk toe, ander laat. So die uittog was nie so aanskoulik nie. Maar as daai kerk klaar maak en almal klim in 'n karre, hulle het gesê dit lyk soos 'n inry wat uitkom, soos al die karre terugstroom Langehovenpark toe. Maar so 'n jaar later aan het hulle toe hulle eie kerkgebou hier opgesit en ja, ons het ook 'n gemeente wat hier in die gang is al vir 40 jaar. Paar historiese plekke in Langehovenpark wat die inwoners nie van weet nie. Paar plekke wat jy ons kan vertel. En nou begin my vasvra. Terwyl ek dink, gaan ek jou vertel van dierelewe. Ek het nog ervaar, daar in die beginjare van ek hier is, daar in Toosjestraat het ek gereeld 'n haas sien hardloop. Ouens wat nou so 'n bietjie langer bly, die vertel jou van bokkies wat in hulle tuine kom, waar het steenbokkies, gruisbokkies, wat nou ongelukkig nie regtig meer deel is van Langehovenpark nie. Kan nie onthou wanneer laas het ek 'n haas gesien nie. Maar dis seker maar deel van die ontwikkeling
wat hier plaasvind. Hier's nog heelwat dassies en tarantale. Hulle is volop. Ek dink nie almal is ewe lief vir hulle nie. Vir al die ouens wat so teen die koppies bly, die dassies klim maar oor die mure en kom wy lekker in hulle tuine. Yes. Ja, die arme tarantale word maar 'n bietjie gejag. Ons het daarso by die Langehovenmark vir hulle altyd kos gegee. Maar toe besef jy skep eintlik nou 'n maklike teiken, want hulle slaap dan in die bome en dan die ouens hulle in die nag daar kom jag. So ons laat hulle nou maar bietjie meer divers rondloop, dat hulle nie almal gekonsentreer is en maklik is om te jag nie. 'n Groot deel van, ek het nou net die naam genoem, die Langehovenpark Mark. Dit is al so deel van Langehovenpark en net Langehovenpark, ek dink algemeen Bloemfontein lewe, jy weet, Saterdag Langehovenpark Mark. En hy het ook 'n ryk geskiedenis. Ja, die mark bestaan so 32 jaar nou al reeds. Begin as 'n mark met die doel om vir boere 'n afsetgebied te gee en vir die publiek om direk by die boer te kom koop. Begin met so 80 uitstallers, ek dink dit was in Februarie in 1993. En baie vinnig begin uitbrei. Aanvanklik het dit geval onder die Beinsvleis Direksdiensteraad. Hulle het besluit wat is die kostes om uit te stal daar. Hulle het 'n verkeersbeampte gestuur om nie net die verkeer te reguleer nie, maar sommer die fooie te kom insamel by die uitstallers. Maar ja, ontwikkel tot 'n mark met sy eie bestuur, eie identiteit. Soos hy vandag lyk. Ons het die naam ook daarom so 'n klompie jaar terug verander na Langehovenmark, omrede dit nie net meer boere is nie. Daar's nog steeds 'n klompie vars produkte. Ons probeer weer juis meer mense daar kry, meer boere en daar's 'n paar ouens wat nou weer begin kom so met 'n bakkie vol waardlemoen en 'n bakkie vol spanspekke. Maar daar's natuurlik baie ander stalletjies en kosstalletjies wat dit dalk nie meer regverdig om 'n boeremark genoem te word nie. Langehovenmark. Ek sien ons het my altyd die grootste straf in die oggende op Saterdagoggend as ek inry om my program te kom doen. En die ry verby daai Langehovenpark en daai reuk vang jou. En dit moet. Dit is verskriklik. Ek dink ek gaan 'n halfuur vroeër in begin inkom, ek eers vir my daar stop en kos koop. Dis nie 'n sleg plan nie. Doen dit. En dan ook nog 'n skatkis, die biblioteek. Ja. Ek was nou die dag in die biblioteek gewees, ek was aangenaam verras gewees. Ja, my kinders is nou al groot. Toe hulle nog klein was dit 'n gereelde uitstapie biblioteek toe. 'n Lekker bron van boeke vir hulle om daar uit te neem. En dis 'n skat wat 'n bietjie weggesteek is. Ek weet nie of almal eers weet daarvan nie. Ja, die kliniek in die biblioteek wat so langs mekaar lê en die gemeenskap dien van daar af. Nee, en doen nie hulle luisteraars met hulle self begin doen. Ek was verbaas geweest. Ek was regtig, daar is enige genre, daar's 'n klomp boeke gaan maak 'n draai. Dis in Langehovenpark, dit is om die draai van jou. Gaan kyk wat gaan daar aan. Ja. En dan kom ons praat bietjie meer oor al die projekte wat in Langehovenpark op hierdie stadium in die gang is. 'n Klomp wat veiligheidsprojekte, daar's 'n klomp ouens wat help om van die potholes en die slaggate reg te maak in Langehovenpark. Langehovenpark regtig 'n gemeenskap op sy eie. Ja, is iets waaroor 'n mens soms 'n bietjie ongelukkig raak as 'n mens sien dat munisipale dienste nie meer by alles uitkom nie. En 'n ou 'n bietjie van 'n wroging in jou hart dat jy moet betaal vir die dienste, maar iemand anders kom lewer dit. Maar ja, hier's 'n paar organisasies wat regtig inspring. Die een wat ek die meeste by betrokke is Good News Club. Ouens wat 'n span het wat sypaadjies netjies hou, gras sny en dan ook kontrakteurs inkry om die slaggate reg te maak. En ek kan werklik die inwoners uitdaag as hulle julle op 'n manier iewers te kontak vir fondse. Die fondse word reg aangewend. Daar van die mark se kant af het ons nou 'n paar keer vir hulle 'n bedrag gegee. En is nie 100 jaar nie, dan sien jy die pad word reggemaak rondom die mark. Gras word gesny op die sypaadjies. Ek dink hulle doen wonderlike werk daar. Maar ook van die groot maatskappye wat dan nou redelik koste-effektief kom paaie regmaak. Ons kan nie dankie sê vir almal wat sulke insette lewer. Nee, verseker. En veral as 'n ou gaan kyk, ons Langehovenpark, ja, dit is sleg, die munisipaliteit kom daarby uit, maar daai gevoel van die gemeenskap van ons doen dit self. Ja. Nee, ek het soms ry mense aan ander woonbuurte en dan is die paaie in 'n baie erger toestand. En dan besef jy, dit is maar hoe dit sou gelyk het hier by ons ook. Die regmaking goed is privaat inisiatiewe. En as 'n ouma net terugsit en sê ons weier om dit te doen, ons gaan dit te doen nie, gaan jou woonbuurt maar net al hoe meer en meer agteruit. So ja, dank aan die ouens wat al daai moeite insit. Presies.
Wat maak vir Langehovenpark anders as enige ander buurt, nie net in Bloemfontein nie, in die hele Suid-Afrika? Miskien dat hy so half 'n eie identiteit het. Hy lê so half buite die stad. Langehovenpark voel nie meer soos net 'n voorstad van Bloemfontein nie. Hy voel soos 'n klein stadjie op sy eie. Trouwens, ek praat soms met veral ouer lidmate vir wie ry nou 'n uitdaging word. Wat vir jou sê, hulle was 'n maand of 2 laas oor die N1. Alles wat hulle nodig het is in Langehovenpark. En dit beteken ook dat in die besighede jy mekaar meer ken. Dit is nie so onpersoonlik soos jy stap net in by 'n kettingwinkel, jy leer ken dalk die kassiere, jy leer ken die bestuurder, jy leer ken van die motorwagte buite in die parkeerarea. En dieselfde motorwag is dalk weer Sondag by 'n kerk wat hy diens doen en dis meer. En ek dink dit raak 'n tipe van 'n subkultuur wat nogal goed is. Verseker. Ja. Ek sê vir jou baie dankie vir jou tyd. Is daar nog enigiets wat jy met ons wil deel? Nee wat, ongelukkig as jy nie in Langehovenpark woon nie, dan mis jy uit. As jy hier woon, dan weet jy al klaar wat jy het. Presies. En ja, ek dink dit is 'n buurt om uit weg te trek. Dis 'n buurt wat ook deur ouderdomskurwes gaan. Op 'n stadium het ons ervaar dit word 'n ouer wordende buurt. Dalk so bietjie net te hoë pryse op die eiendomme vir jong mense om te koop. En 'n paar jaar terug het die rentekoerse verander, ou mense begin aftree en gaan na aftreeoorde toe. Ons ervaar nogal dat trek weer baie meer jong gesinne in Langehovenpark in. So daar's maar gedurende wisseling in hoe die profiel van die Langehovenparker lyk. Net so laaste vraag, dis 'n roemer op almal se lippe. Iets wat almal vra. Jy enige inligting oor die skool wat hulle dalk beplan? Ja en nee. Ek weet wat die beplanning aanvanklik was vir 'n hoër en 'n laerskool op die 2 onderskeie persele. Daar was selfs sprake van koshuise. Sedertdien klink dit asof die planne verander het, dan net op die een perseel, die een waar hulle begin gelyk maak het, 'n gekombineerde hoër en laerskool. Maar ja, dis nou al so 12 weke wat die hoop grond lê en niks verder gebeur nie. So ons almal leef maar in afwagting om te sien wanneer die skool en of die skool gaan realiseer. Maar dit is 'n opwindende stap vorentoe. Ja, nee, ek is glad nie gekant teen die skool nie. Dit sal goed wees. Dit sal goed wees as dit 'n goeie skool is wat Langehovenpark kan dien. Ons wag maar en kyk. Leon, ek sê vir jou baie dankie. Ons gesels met Leon Oosthuizen. Hy het ons 'n bietjie meer vertel oor Langehovenpark. En as jy verbyry kom, maak 'n draai, lekker plek om te wees. Leon, ek sê vir jou baie dankie. Dankie, lekker om hier te wees.